Goeiemôre Here. Here, vanoggend kom ons en ons soek die teenwoordigheid, Here. Here, ons weet dat in hierdie wêreld is daar baie swaar laste wat soms op ons skouers gelei word, Here. Here, soms deur keuses wat ons gemaak het en soms waar ons die breë pad gekies het in plaas van die nou pad, Here. Here, is daar soveel dinge wat ons oor onsself bring. Dinge soos siekte, dinge soos hongerte, Here, dinge soos gevaar, Here, dinge soos ons vergeet van God, ons vergeet van ons is geskape uit sy hand en dat ons aan hom behoort, en ons vergeet soms dat hy is die Alfa en hy is ook die Omega, hy is ook die begin, maar hy is ook die einde, Here. Maar Here, vanoggend wil ons net kom en ons wil net herbevestig vanoggend dat ons weet baie goed ons behoort aan die Here. En in hierdie lewensloop van ons, Here, is daar so baie dinge waarin ons gedompel word. Onder andere dink ons vanoggend aan siekte. Here, en daar is 'n paar mense wat ons vanoggend voor U die Here se aangesig wil bring. Ons dink aan Stanley, ons dink aan Johan, Stanley en Johannes in die hospitaal. En Here, ons kom soek die teenwoordigheid as medige gelowiges, want U sê in Matteus 18:20, dat daar waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek teenwoordig. Here, U sê dat U hoor ons gebed duidelik, maar ons moet ons geloof en ons hoop daarin plaas, dat U die Here dit in U tyd sal uitsorteer. Daarom moet ons volhartig vertrou op die Here se besluit. U sê in die Onse Vader gebed, laat U wil geskied in die hemele, net so ook op die aarde. Net so ook in ons situasie waardeur ons deurgaan. U sê ook verder in die Onse Vader gebed, dat verlos ons van die bose, en dat ons skuldenaars moet vergewe, soos God ons vergewe vir ons oortredinge. Daarom, Here, wil ons ook vir ander mense wat deur moeilike tyd gaan, mense wat deur depressie gaan, Here. Here, mense wat vandag of vanoggend nie 'n broodjie het om te eet nie, Here. Here, dat ons weet, U die Here het vir die Israeliete manne geestelike brood uit die hemel uit gestuur, om hulle te voed. En ons weet dat die woord sê, Here, ons sal nie net van brood, fisiese brood, kosbrood alleen lewe nie, maar vir die brood van die lewe, wat die woord van die almagtige God is. Die woord is ook Jesus Christus. Ons het hom nodig soos ons brood nodig het om ons liggaam te voed, Here. Here, daarom wil ek bid vir elke een wat vanoggend inluister, wat nog nie Jesus Christus in hulle harte ervaar het nie, die Seun van God, sy liefde, sy lig, sy voorsiening. Vir hulle wil ek bid vanoggend, Here, dat die Gees van die almagtige God hulle geestelike ore sal open, dat die hart wat dalk 'n klipharde, verharde hart is, weer sal vlees word, en dat die Heilige Gees sy regmatige plek sal inneem binne hierdie mense, en dat hulle ook in hulle beurt die liefde en die lig en die voorsiening van Jesus Christus sal ervaar, na as hulle tot inkeer kom en in die Here bekeer. Here, my gebed is vandag dat, Here, U geloof, geëer en geworship sal word, Here, dat ons psalms sing tot eer van die Here, want ons weet, Here, dat wanneer ons om vergifnis vra vir ons vorige misstappe, en die vergewe wat teen ons opgetree het, dan weet ons, God sal ons ook vergewe. Daarom, Here, my gebed is vanoggend vir elkeen van die mensies wat ons genoem het, elkeen wat vanoggend deur depressie gaan, almal wat deur swaar tye gaan as gevolg van dinge wat ander mense aan hulle gedoen het, dat ons net die God se teenwoordigheid sal soek in dit alles. En hierdie gebed
is nie net 'n gebed nie, maar is 'n gebed in die naam van Jesus, die naam bo elke ander naam, die naam wat redding bring, die naam wat verlossing bring uit slawerny uit, die woord wat gekom het, wat vlees geword het. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.